Dankie Wennie. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg om hier saam te wees vanmôre. Dankie vir u goedheid, vir u liefde, vir die groot guns in ons lewens. Ons maak ons harte nou oop om te ontvang dit wat u deur die Heilige Gees vir ons wil wys, sodat ons versterk kan word met krag deur u Gees in ons innerlike mens, dat ons kan ontvang alles wat u vir ons het in hierdie lewe en in die lewe wat kom. In Jesus naam. Amen. Welkom almal. Lekker om saam met julle te wees vanmôre. 'n Bietjie lekker tyd in die woord spandeer. My titel vanmôre is Bou die woord in. Bou die woord in. En ek wil hê ons moet oopmaak, ons moet begin by Josua 1 vers 8. Josua hoofstuk 1 en vers 8. Hy sê daarso: hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. Die Amplified vertaling sê as volg: This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe and do according to all that is written in it. For then you shall make your way prosperous, then you shall deal wisely and have good success. So ons sien die woord wat hier in Afrikaans gebruik word is bepeins, en die woord wat gebruik word in die Engels daar is meditate, mediteer. So ons het 'n opdrag hierso van die Here ontvang dat ons die woord moet bepeins of mediteer. En die rede daarvoor is dat die woord gaan niks vir jou doen as hy net daar op jou koffietafeltjie lê nie, né? Die woord moet in jou gees ingebou word. Dis net die woord wat jy inbou. En dis 'n keuse wat net jy kan maak. Ek kan nie namens jou die woord in jou bou nie. Ek kan my bes doen, maar jy moet steeds die werk self doen. Ek is die coach, maar jy moet die oefeninge op die veld doen, né? So ons moet die woord inbou, en dan kry ons 'n belofte daarmee saam. As ons dit doen, dan sal ons suksesvol wees. Daar sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. So in baie gevalle is iemand klaar, maar niks wat ek doen werk uit nie, en niks wat ek doen is suksesvol nie. Miskien moet ons die eerste vraag vra vir die ou, is het jy al die woord ingebou? Bou jy die woord in? Nee, maar ek ken die woord. Ek het nie gevra of jy die woord ken nie. Ek het nie gevra of jy die woord weet nie. Ek het nie gevra of jy openbaring het van die woord nie. Ek het gevra of jy dit inbou. Dit moet ingebou word. Nou kom Spreuke hoofstuk 3. Spreuke hoofstuk 3 vers 1 en 2 wil ek vir ons lees. My seun, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my woord bewaar. Jy sien, want dit dat jou hart my woord bewaar, sal lente van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals. Skryf dit op die tafel van jou hart. So die woord, die plek vir die woord is ons hart, né? Ons moet die woord in ons hart inkry. En net soos wat ons elke dag sekere goeders doen in ons natuurlike lewe om sterker te word. As ek wil sterker word in my liggaam, moet ek my liggaam oefen. As ek wil sterker word in my brein of sielsdimensie, dan moet ek my brein oefen, né? As ek lui raak met my brein, dan gaan my brein nie sterker word nie. As ek lui raak met my lyf, gaan my lyf ook nie sterker word. Nou, ons spandeer baie keer tyd in die gym om ons lyf sterk te maak, en ons spandeer tyd voor die boeke, né? Om ons verstand sterk te maak. Maar die belangrikste ding wat jy kan sterk maak is jou gees. Want jy is 'n gees. Spandeer jy tyd om die woord te mediteer. En wat die Here met my gedeel het in my lewe is, wanneer ek die woord hoor, en ek lees die woord, en ek hoor 'n boodskap, dan is daar een of ander woord wat net vir my spark, net vir my lewendig word. Nou kry ek daai openbaring van daai woord, né? Maar moenie dink as jy die openbaring gekry het, dis nou klaar nie. Dis juist net 'n begin. Vat nou daai woord wat jy die openbaring kry en bou hom in, jy sien. Hy moet ingebou word. En dit vat 'n paar minute elke dag wat jy kan doen. As jy sê ek het nie tyd nie, dan vra ek, borsel jou tande? Nee, ek het nie tyd nie. Wel, ons sal as jy nie tyd het om jou tande te borsel, dan gaan ons na 'n ruk kyk hoe lyk jou tande, né? Nou, as jy tyd het om jou tande te borsel, jy tyd om die woord te mediteer. Al is dit net 10 minute 'n dag. Mediteer hom. Spreuke 4 het die volgende bladsytjie van vers 20 tot 22. My seun, luister na wat ek sê. Neig jou oor tot my woorde. Laat hulle, my woorde, nie wyk uit jou oë nie. Bewaar hulle, my woorde, binne in jou hart. Dis die plek vir hulle, né? Want hulle, my woorde, is die lewe vir die wat hulle vind, en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Die Hebreë sê medisyne
vir die hele liggaam. Maar nou moet hy ingebou word, hy moet bewaar word. En hy gee vir ons die manier om dit te doen. Hy sê, die poorte tot jou hart is jou oë, jou mond, jou ore. So ek moet die woord voor my oë kry, ek moet die woord in my mond in kry, ek moet die woord in my ore kry. Sit dit in jou mond, dat jou ore dit kan hoor. Nee, dis hoe ons mediteer. Meditasie, oor en oor. Ek onthou toe ek daai 1 Petrus 2 vers 24 gemediteer het. 1 Petrus 2 vers 24, almal ken daai versie, die laaste deeltjie ken almal, die laaste paar woordjies. Deur sy wonde is ons genees, né? Maar wie ken die hele versie? Die versie sê, en ek het met die King James gemediteer, so ek gaan vir jou in die Engels aan, hy sê, who his own self bore our sins in his own body on the tree, that we can be dead to sin, that we can be alive unto righteousness. By his stripes you are healed. Jy sien, jy moet hom mediteer, jy moet hom eet, jy moet hom in jou gees inbou. Jy help nie, ek ken die versie nie, jy help nie, verstaan nie die versie nie. Dis goed om dit te ken, dis goed om dit te verstaan, en dis goed om saam te stem met die versie. Maar die een van daai 3 goeders is nog inbou. Inbou beteken, hy moet van my kenne, verstaan en saamstem na my hart toe gaan. Hy moet in my gees ingebou word, en dit vat meditasie of bepeinsing. Johannes 14, ons gaan na die evangelie van Johannes toe, hoofstuk 14 en vers 23 en 24. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. Ons kyk altyd nou, wie regtig vir Jesus lief? Die ou wat die hardste sing? Nie noodwendig nie. Die ou wat trane stort? Nie noodwendig nie. Wat sê Jesus? Wat is die maatstaf? Hy sê, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. En my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. Dis 'n amazing belofte hierdie. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. That's it. Short, sweet, einde van die storie. Nou weet jy, bewaar die woorde. Jy heg nie meer waarde aan die persoon, as wat jy aan die woorde heg nie. Ek kan nie sê, want ek het so lief vir jou, maar ek glo nie 'n woord wat jy sê nie. Dit gaan nie werk nie. As ek nie 'n woord glo wat jy sê nie, gaan ek hier nie baie goeie verhouding hê nie. Is dit nie waar? Vir my en jy om 'n verhouding te hê, moet ek jou ten minste glo. En as jou woorde nie vir my baie belangrik is nie, dink jy ons kan 'n verhouding hê? Nee. Nou Jesus sê dieselfde hier, so hy sê, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. Daai woord moet bewaar word. Dis kosbaar, dis belangrik, dit moet ingebou word. Dis 'n sleutel. Daar is geen probleem in hierdie lewe wat jou in die gesig kan staar, wat so groot is, dat die woord dit nie kan verander nie. Maar die woord gaan dit nie verander, dis hy die woord eers ingang vind in jou gees in, en dan uit jou uitkom. Johannes 8, nou gaan ons terug 'n paar bladsytjies, Johannes 8 vers 31, en Jesus sê vir die Jode wat aan hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Hoe ek is 'n disipel van Jesus, nou watter woord bly jy in? Die woord moet in jou wees, en jy moet in die woord wees. As jy nie in die woord is nie, en die woord is nie in jou nie, is jy nie 'n disipel. 'n Disipel, die woord disipel kom van die woord dissipline. Jy dissiplineer jouself om te wees soos die een wat jy volg. As ek wil een of ander nuwe tegniek aanleer, sê nou ek wil leer swem, of ek wil leer hardloop, of wat ook al, en jy wil dit nou op 'n hoë vlak doen, wat doen jy? Jy kry 'n coach. Nou, jy kry iemand wat jou gaan leer hoe om tennis te speel. Sê nou jy wil op 'n hoë vlak gaan tennis speel. Jy sê nie ouetjie het talent, ons wil hom help, hy moet Wimbledon gaan wen. Dink jy gaan dit reg kry sonder 'n coach? Nee, hy het 'n coach. En wat word hy? Hy word 'n disipel van sy coach. Is jy met my? Hy kyk wat daai coach doen dieselfde. Hy leer alles wat daai coach weet, tot hy ten minste by hom uitkom. Dan kan hy 'n beter coach kry daarna. Nou dis wat ons moet doen as ons wil disipels van Jesus wees. As julle in my woord bly, is julle waarlik my disipels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Dis die woord wat jou vrymaak. Die woord is die waarheid. Daar is geen waarheid op hierdie aarde groter as die woord nie. Daar was 'n ou gewees wat uit by 'n Bybelstudie gegaan waar hulle gebid het vir die siekes en so aan. En hy het hartprobleme gehad, jy weet, en allerlei gesondheidsprobleme. En hy wou gaan dat die vrou nou vir hom bid. En hy sê toe vir sy sê, wat is die probleem? Hy sê, man, ek vertel sy sad story, jy weet. En sy sê, mag nee man, vertel vir my die waarheid.
Hy sê, mevrou, ek het nou net vir jou die waarheid vertel, laat ek dit herhaal. En hy begin mee met die storie van hoe hy nou siek geword het, en wat sy hart alles doen, en so aan. Sy kyk om sy sê, wil jy maar die waarheid praat? Joch, en hy raak al ook water vir haar. Die volgende oomblik herhaal hy weer sy storie, die volgende oomblik klap sy hom. Sy klap al toe sy ore, en sy sê, die woord is die waarheid. Die woord is die waarheid. Wat jy nou sê is die leuen. Jy sien wat sy probleem was? Hy het vasgehou aan die leuen. Hy het gedink die leuen is die waarheid. Sy moes hom bietjie skok. Sy moes 'n bietjie sy perspektief skuif. Dat hy besef, die enigste waarheid, die woord is die waarheid. Ek gee nie wat my lyf voel nie. Ek gee nie hoe die omstandighede lyk nie. Ek gee nie wat die wêreld sê nie. Die woord is die waarheid. Amen. En Jesus sê vir die Jode wat aan hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Jy sal die waarheid ken, dat deur sy wonde is jy genees. En daai waarheid wat jy ken, nie net, hy praat daarvan 'n intieme kennis. Jy sal dit ken, dis deel van jou, dis in jou, en dit sal jou vrymaak. Die waarheid sal jou vrymaak, die woord sal jou vrymaak. Kom ons gaan na 2 Petrus 1 toe. 2 Petrus, hoofstuk 1, vers 1 tot 4. Simon Petrus, 'n diensknegt en apostel van Jesus Christus, aan die, wat net so kosbare geloof as ons verkry het, deur die geregtigheid van ons God en Redder, Jesus Christus. Wat is Jesus? Hy's 'n redder. Amen. Hy's 'n redder. Wat is redding? Redding is uit iets uit. Wedergeboorte is in iets in. Redding is uit iets uit. Jy word van iets gered. Jesus red jou van siekte, van gebrek, van enige manifestasie van die vloek wat in die aarde gekom het. Red hy jou. Maar guns, nou sê hy, net so kosbare geloof verkry het deur die geregtigheid van ons God en Redder, Jesus Christus. Mag guns en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here. Hoe meer van die kennis jy het, openbaringskennis, geeskennis, hoe meer vrede kry jy en hoe meer guns kry jy. Halleluja. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk. Let wel, dis nie iets wat jy verdien nie. Dis 'n geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur, deur hierdie beloftes, deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, ontsnap het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. As 'n Engelse vertaling Moffat, hy sê, bestowing on us thereby promises, precious and supreme, that by means of them you may escape the corruption produced within the world by lust and participate in the divine nature. Bestowing on us thereby promises, precious and supreme, that by means of them you may escape the corruption produced within the world by lust and participate in the divine nature. So jy moet begin om te leer om hierdie beloftes te handle. Want daar's nie 'n ander manier om te ontsnap nie. Jy gaan nie ontsnap wat in hierdie wêreld is, net omdat jy 'n Christen is nie. Jy moet 'n Christen wees wat weet hoe om met die beloftes te werk. Dis jou swaard. Jy moet handig raak. 'n Ou wat so lomp is, jy in die oorlog ingaan. Jy het jou swaard, maar jy val oor die ding en jy kan nie die ding hanteer nie. Ja, die ander vyand gaan vir jou lag. Jy moet vaardig wees met die swaard, dan is hulle bang vir jou. En dieselfde met hierdie beloftes. Jy moet hierdie beloftes leer ken. Jy moet hulle in jou mond in kry, in jou hart in kry. Jy moet leer hoe om te werk met die beloftes. Jy moet hierdie beloftes kan praat. Amen. Jy moet leer om te praat met dinge. Jesus het met dinge gepraat, met bome, met storms, met dooie mense. Jy moet leer om te praat, jy moet vaardigheid aanleer. Geen mens kan vorder in sy werk, maak nie saak watter werk hy doen, as hy nie sy vaardighede verbeter nie. Né? Hy word betaal volgens die vaardighede wat jy het, wat jy verbeter. Nou raak vaardig met die woord. Vat hierdie beloftes, raak vaardig met hulle. So die eerste plek om te begin in die woord, waar ons hierdie ding moet begin toepas, is die woord van geregtigheid. Dis waar ons moet begin. Dis die begin van alles. En mens kan dit net genoeg beklemtoon nie. Hebreërs hoofstuk 5, vers 12 tot 14.
Want terwyl julle van wie die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat iemand julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want, omdat, juis hierom, elkeen wat melk gebruik, onervare is in die woord van geregtigheid. Nou ja, dis waar jy moet begin. As jy nie daai ervaring kan aanleer in die woord van geregtigheid nie, dan gaan jy nooit geestelik ergens kom nie. Dis waar jou begin is. Jy moet dit die openbaring kry. Die openbaring is maklik, is 2 Korintiërs 5 vers 21. As jy vir julle geruk in hierdie kerk is, dan het jy dit seker al gehoor. 2 Korintiërs 5 vers 21, wat sê dit? God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, dat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Okay, maar nou, vat 'n rukkie partykeer, vir my het 'n rukkie gevat, om nie die versie het my geleer, dit het my so rukkie gevat om dit te snap. Jy weet, jy moet hom eers snap. Maar nou dat jy hom gesnap het, nou is dit nog nie klaar nie. Jy moet hom inbou. Jy sien, want dit moet in jou onderbewussyn, as ek daai term kan gebruik, ingebou word, dat ek is die geregtigheid van God. En Satan gaan jou altyd aanvat op daai vlak eerste. Hy gaan jou beskuldig, hy gaan jou herinner aan jou probleme, en al jou tekortkominge. Jy weet, die duiwel is slinks. Hy sal op jou ene skouer sit en vir jou verkeerde gedagte gee, en spring onder die ander skouer en sê vir jou, wat dink jy nou? Noem jy jouself 'n Christen? En wat doen jy met elke gedagte? 2 Korintiërs 10 sê, ek moet elke gedagte gevange neem, tot gehoorsaamheid aan Christus. Jesus het in die woestyn geloop, hy het 40 dae lank gevas, en skielik kry hy 'n gedagte. Hoekom maak ek nie van hierdie klippe brode nie? En wat doen Jesus? Hy herken, dis nie my gedagte gewees nie. Hierdie is 'n gedagte wat van buite af ingekom het. Waar kom dit vandaan? Van Satan. En wat doen hy? Hy spreek hom aan. Hy bestraf hom. Hy sê, daar staan geskrywe, die mens sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord uit die mond van God. As Satan vir Jesus getraai het met sy gedagtes, wat gaan hy met jou doen? Hy gaan jou traai met jou gedagtes. Hy gaan vir jou sê, maar jy is niks werd nie. En as jy daai gedagte kry van jy is niks werd nie, wat is jy veronderstel om te doen? Jy moet hom aanvat. Want wat sê Jesus, wat is die geheim? Hy sê, kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie, hulle oes nie, maar tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wat sê Jesus van jou waarde? Hy sê, is baie. As Jesus sê, is baie werd, wie gaan vir jou sê, is min werd? Satan. Dan moet nie sy gedagte vat nie. Amen. Die doel van die woord van geregtigheid is, luister mooi, die doel van die woord van geregtigheid is die inbou van 'n geregtigheidsbewustheid. Dis waaroor dit gaan. Ek moet in myself 'n geregtigheidsbewustheid inbou. Nou kom ons kyk na Hebreërs 9. Hebreërs 9 vanaf vers 11. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van bulle en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, jou gewete skoonmaak van dooie werke, om die lewende God te dien. Jy sien, as jou gewete nie skoon is nie, kan God jou nie gebruik. Dis hoekom die duiwel jou heeltyd jou gewete wil besoedel, sodat jy nie 'n instrument kan wees. Hy gee nie om as jy wedergebore is en so gou as moontlik doodgaan, dat jy net uit die pad uit kan kom nie. Hy wil net nie jy moet ander mense saam met jou vat. En die een geheim om gebruik te word, is jy moet vrymoedigheid hê om gebruik te word. Dit beteken, jou gewete moet skoon wees. Maar as jy besef, watter prys betaal is, ons het vanoggend daaroor gesing, die prys wat betaal is, dat jy vry kan wees, dat jy skoon kan wees. Jou sonde word nie bedek deur die bloed van Jesus nie. Jou sonde word weggeneem deur die bloed van Jesus. In hoofstuk 10 vers 1 van Hebreërs sê,
Want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige gewelddade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sondes sou gehad het nie. Maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes. So as daar 'n herinnering is aan die sondes, dan is die offer nie groot genoeg nie. As daar 'n herinnering is aan die sondes, is dit 'n onvolmaakte offer. As daar 'n herinnering is aan die sondes, dan is die offer onvoldoende. Onvoldoende offer. Amen. Die een wat jou herinner aan jou sondes, noem die bloed van Jesus onvoldoende. Ek wens jy wil 'n bietjie kwaad word. Jy wil 'n bietjie kwaad word vir die duiwel. Die bloed van Jesus is voldoende. Dit het die volle prys betaal. Amen. Daar is geen herinnering meer aan sondes nie. Jy kan nie 'n nagmaal hou en jy herinner aan jou sondes. Die nagmaal is nie, sy doel is nie meer te herinner aan my sondes. Die nagmaal se doel is my te herinner aan my geregtigheid. Die bloed van Jesus het volkome geregtigheid gekoop. So die drie kernwoorde in hierdie deel van Hebreërs is geen bewussyn meer van sondes nie, herinnering wegneem. Geen herinnering meer nie. Wegneem. Dis die inbou van 'n geregtigheidsbewustheid. Nou goed, Romeine 10, ken dit deel vir ons? Romeine 10 vanaf vers 1. Broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle dat hulle ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, hulle het nie openbaring daarvan nie. En hulle eie geregtigheid probeer oprig. Het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp. Jy sien, dit is baie keer iets waaraan jy jouself moet onderwerp. Want die vlees wil perform. Die vlees wil sê, man, ek is 'n goeie mens. Né? Ek is 'n goeie mens. Ek is seker as daar 'n skaal was, dat ek meer goeie as slegte dade gedoen in my lewe. Ek sê nie ek sal maak nie, maar hy sal nie 'n vliegskar aan doen. Dit is nog steeds nie genoeg nie. Verstaan? Dit gaan nie daaroor nie, hoe 'n goeie mens jy is nie. Dit gaan oor of het jy die geskenk aanvaar, want jy onderwerp jy jou aan die geregtigheid van God. Dis 'n geskenk. Romeine 5:17 sê dit is 'n geskenk. 'n Geskenk. 'n Geskenk moet gevat word soos 'n geskenk. Jy kan nie 'n geskenk verdien nie, dan is dit nie meer 'n geskenk nie, né? Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Einde van die wet. Klaar. Die wet is klaar. Verby. Einde. Tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Ek vat my geregtigheid. Ek glo dit. Ek is die geregtigheid van God in Jesus. Want Moses beskryf die geregtigheid van wat uit die wet is. Die mens wat hierdie dinge doen, sal daartoe lewe. Dis dinge wat jy doen. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit, moenie aan jou hart sê nie, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring, of wie sal in die afgrond neerdal, naamlik om Christus uit die dood op te bring. Jy sê, hy bring onder ons aandag. Daar's baie keer subtiele goeders wat jou weggee, as jy in die verkeerde posisie is. Jy sukkel om te ontvang, en jy verstaan nie hoekom jy sukkel nie. Maar jy sukkel want jy is in die verkeerde posisie, geestelik. Dis hoekom. En wat jou weggee is, hoe jy bid. Jy pleit dit van bo af, of jy wens dit terug in die graf. Hy sê, moet dit nie doen nie. Hy sê, die geregtigheid, wat uit die geloof is, doen nie een van die twee dinge nie. Maar wat doen die geregtigheid wat uit die geloof is? Hoe klink dit? Hoe klink die ou wat resultate gaan kry? Vers 8, maar wat sê dit? Wat sê die geregtigheid wat uit die geloof is? Naby jou is die woord. In jou mond en in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ek Paulus verkondig. Naby jou, die oplossing om Christus in jou lewe in te kry, om die gesalfde een en sy lasverwyderende, jeukvernietigende krag in jou lewe in te kry, is naby jou. Dis in jou mond en in jou hart. Maar kyk waar begin dit? Openbaring van geregtigheid. Dit begin met die openbaring van geregtigheid. Hy sê, hoe klink die geregtigheid wat uit die geloof is? Dis waar hy begin. Hy sê die geregtigheid, jy kan nie enig iets regkry in die koninkryk, as jou gewete nie skoon is. Dit begin by die geregtigheidsbewustheid.
Dis vanuit die geregtigheidsbewustheid. So die eerste woord wat ek moet inbou in my bewussyn is die woord van geregtigheid. As ek dit nie eers doen nie, dan kan ek nie vorder. God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir my gemaak. Ek moet dit mediteer, ek moet dit spreek, ek moet met myself praat, ek moet in die spieël kyk, vir myself sê, hey, oukie, jy is die geregtigheid van God in Jesus. Jy staan volmaak voor God. Jy is skoon gewas deur die bloed van Jesus. Ek moet myself praat. Dawid het dit gedoen, en hy was 'n man na God se hart, okay? Wat het Dawid gedoen? Hy het met homself gepraat, het gesê, loof die Here, o my siel, en alles wat in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat? Al my sondes vergewe. Sien? Dawid, jou sondes is vergewe, hy praat met homself. Dis hoekom hy vir Goliat kon doodmaak. Dat al my siektes genees. Dat my lewe vrymaak van verwoesting. Dat my mond versadig met die goeie, sodat my jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Praat met jouself, doen wat Dawid gedoen het. Jy het nie 'n leesheid oor Dawid nie. Wees Dawid. Amen. Praat met jouself. Mediteer, wees 'n bepeinser. Vandag se boodskap gaan oor bepeinsing van die woord. Ek gee vir jou iets om te doen. Bepeins die woord. Mediteer die woord. Ons weet in Lukas 17 vers 20 en 21 praat Jesus daaroor en hy sê die koninkryk van God is binne in ons. Dis in ons. Ons weet ook in Matteus 6 het Jesus vir ons gesê, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal bygevoeg word. Hoeveel stel belang in bygevoeg? Die woord bygevoeg is 'n goeie woord, né? As jy die koninkryk eers soek, dan sal daar vir jou bygevoeg word. So jy moet iets soek, iets toepas wat in jou is, en as jy kan verander, luister nou mooi, as jy kan verander wat in jou is, sal vir jou bygevoeg word. Dis lekker, né? Dis net jy en wat in jou is, baie privaat, net julle tweekies, jy en jouself, dit wat in jou is, elke gedagte wat jy dink is 'n saad, elke woord wat jy sê is 'n saad, elke daad wat jy doen is 'n saad, die hele wêreld rondom ons, werk op die saadgrondbeginsel, jy kan geen lewende ding daar buitekant sien wat nie van 'n saad afkom, dis die Here se beginsel, hy het dit daar gesê, as ek 'n gedagte dink, dan word daai gedagte 'n saad in my, en uit daai saad van gedagte, kom daar woordsade en daadsade. Amen. Dis hoekom hy in Romeine 8 vir ons sê in vers 5 en 6, dat die wat jy dink bepaal of jy in die vlees wandel, of jy in die gees wandel. Die wat na die gees wandel, dink die woord. Jy neem jou gedagtes gevange. En wat gebeur? Romeine 8 sê, jy aktiveer 'n wet. Die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus word geaktiveer die oomblik as ek woord dink en woord praat. Maar as ek 'n aanslag beleef, dan moet ek die aanslag teëstaan. Ek kan nie toelaat dat die duiwel my rondskuif. Jy sien, ek is nie deel van 'n weermag van Christus wat nog iets moet inneem nie. Ons het klaar ingeneem. Ek is deel van 'n weermag wat ons noem 'n occupying army. Ek is deel van 'n weermag wat klaar oorwin het. Nou staan ek op die plek van my oorwinning. Dis waar ek staan. Ek staan in oorwinning, want Jesus het klaar die oorlog gewen. Ek hoef nie te beklei teen die Satan nie. Jesus het klaar beklei met hom en wie het gewen? Hy het hom pak gegee maat van die een kant van die hel na die ander. Hy het hom goed gewen. Hy het hom uitgetrek, sê die Bybel. Uitgeklee. Nou staan ek in die oorwinning wat Jesus vir my gewen het. Maar wat probeer die duiwel doen? Hy probeer my afdruk van my plek af. Dis hoekom hy sê wat sê in Efesiërs 6? Hy sê nadat ons alles gedoen het, broers, staan. Kom ons kyk na Efesiërs 6. Julle moet staande bly, sê hy. Waar moet ons staande bly? In ons plek van oorwinning. Eindelik my broers, vers 10, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Dis Efesiërs 6 vers 10. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Hy probeer jou afdruk van wat reeds aan jou behoort. Genesing en gesondheid behoort aan jou. Dis joune, en hy probeer jou afdruk van dit. Voorsiening behoort aan jou. Dis joune. Hy probeer jou afdruk. Nou sê hy, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Kyk weg van die mense, moenie dink is die mense nie. Daai mense is maar net instrumente.
maar teen owerhede, magte, wêreldheersers, teen die bose geeste in die lig. Ek besef dit, is 'n geestelike stryd. Daarom neem die volle wapenrusting op sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat jy alles volbring het, staande kan bly, staan dan vas in jou oorwinning, staan in jou oorwinning. Jou heupe omgord met die waarheid, dis die woord, né? Ons het net in Johannes 8 gelees, die woord is die waarheid. Die borswapen van geregtigheid, jou openbaring van geregtigheid. Die help nie ek gaan bid in die oggend en sê, Here, ek trek met die borswapen van geregtigheid dan nie. Dit help niks. Wat moet jy doen? Jy moet leef daarin. Dit moet in jou so vas wees, dat hulle dit nie met 'n byselbed uit jou uit kan slaan nie. Ek is die geregtigheid van God in Jesus. Ek gee nie wat sê wie nie. Dan het jy hom aan. Help ek sê ek trek hom aan, maar ek twyfel heeltyd wat ek aangetrek het. Dan het ek hom nie aan nie. Jy sien die duiwel het 'n geheim. Ek gaan een van die duiwel se geheime vandag vertel. Ek kan bly het kerk toe gekom. Hy's eintlik maar 'n papbroek. En iemand het een keer 'n storie vertel dat 'n hondjie gehad wat in die plek waar hy in Amerika gebly het, en daar was 'n heining om, en dit was in 'n oop rural area, en daar was coyotes, dit is hierdie, wat soos 'n jakkalse, en die hondjie was lief om hulle te terg. Hardloop die hondjie uit 'n gaatjie gehad, uit die heining uit kom, maar hy kon uit en ingaan, maar hulle was te groot vir hulle. Hardloop uit en blaf hy vir die coyotes, en hardloop hy terug, en dan jaag hulle hom, hardloop hy ter die gaatjie vas, en kyk vir hulle, het hulle getompt. En eendag, toe hy dit doen, toe hy weer so deur hardloop, toe sit hy skielik vas in die gaai. Gelukkig was hulle dame te hoor, en hy begin hoomper. Hy begin tjank, want hy sit nou vas, en hy weet, nou het hy moeilikheid. Jy sien, dis hoe die duiwel is. Hy wag tot jy vas sit. Hy soek weakness. As hy swakheid by jou sien, het hy jou. Hierdie ou weet nie wie hy is nie. Hierdie ou weet nie wat aan hom behoort nie. Hierdie ou is nie heeltemal oortuig van sy geregtigheid nie. Maklike prooi. Jy maak jouself 'n prooi. Amen. Kyk na groot manne van geloof. Kyk na Smith Wigglesworth. Hy was bold. Amen. Hy het geen twyfel oor sy geregtigheid gehad. Hy was gevul met die Heilige Gees. Boldness. En in Spreuke is daar 'n versie in die King James, hy sê as volg, hy sê, the wicked flee where no man pursueth, but the righteous are bold as a lion. Dis wat geregtigheid doen aan jou, as jy hom inbou, mediteer, spreek, né? Dan hoe meer jy dit doen, hoe sterker word jou gees uit. Nou word jou gees al hoe sterker. Jy's besig om 'n bodybuilder van die gees te word. Dis die beste soort bodybuilder wat daar is. Dis permanent bodybuilding. Permanent. Amen. Dan kan jy ook daai lijk vat om teen die muur vasdruk en hom sê, loop, sê ek vir jou, en dan loop hy. Dit is my Wigglesworth. Maar dit gaan jy nie doen, as daar 'n bietjie onsekerheid in jou is, bietjie whimpering. Die duiwel soek, die duiwel gaan vir daai. Hy gaan vir daai swakheid. As jy swakheid gaan toelaat in jou, gaan hy vir jou. Hy gaan daar, hy soek dit, want hy is 'n papbroek. Hy soek die swak, die weerlose. Jesaja 54, vers 13 en 14, en ek gaan hom in die King James lees. Hy's beter daar, die Afrikaans het hom baie goed vertaal, nie? Jesaja 54 vers 13 en 14 sê as volg, and all your children, hy praat hier uit 'n koninkryksperspektief uit, so dit beteken is ek en jy, okay, ons is kinders van die koninkryk, stem jy saam? Kinders van die koninkryk, all your children, dis ek en jy, shall be taught of the Lord, dis wat julle vanoggend hier doen. Julle kom hier tot die Here, die Heilige Gees julle iets leer. En wat is die gevolg as jy jouself laat leer? And great shall be the peace of your children. Hoe meer jy hierdie woord inbou in jou, hoe groter word jou vrede. In righteousness shall thou be established. Jy moet jouself establish. Establish beteken jy maak jouself vas. As het jy al gesien, is 2 kindertjies daar, besige toddlers, beklei oor 'n speelding. Wat doen hulle? Die een gryp die speelding, en wat doen die ander? Hy hou hom vas, né? Maar as hy nou nie hom styf vas het, dan kan die ander ou die speelding vat, dan verloor hy die speelding. So as jy nie established in 'n geregtigheid is nie, en ek gryp hom by jou na uit te kom. As jy hom vashou, dis my geregtigheid hierdie. Dan gaan niemand hom kry. Jy moet hom vashou soos 'n bulldog. Ek is die geregtigheid van God. God het hom met geen sonde geken het nie. Sonde vir my gemaak, dat ek kan wees, dat ek kan word, dat ek is
die geregtigheid van God in hom. Vat hom. Kyk my wat sê, in righteousness shall thou be established. Wat is die gevolg daarvan? Die oomblik as jy jouself establish in righteousness, thou shalt be far from oppression, for thou shalt not fear, and from terror, for it shall not come near you. Duivel is vrek bang vir iemand wat weet wie hy is. Hy's versigtig, want wat uit jou kom is, daar's krag. Hy sien, dis krag wat hier uitkom. Waar kom hy krag vandaan? Dis die geregtigheid van God wat uit jou uitkom. Jy het jouself vasgemaak, en wat uit jou uitkom is krag. Nou Romeine 14:17 raak nou al 'n bekender versie vir ons, want die koninkryk van God is nie spys en drank, en daarmee bedoel, dis nie allerhande reëls en regulasies, maar geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Kyk na die volgorde. Eerste, geregtigheid. Ek establish myself daarin. Ek mediteer op my geregtigheid oor en oor. Bou dit in. Dan wat kom? Hoe dieper ek mediteer, hoe meer ek dit inbou, hoe groter word my vrede. Ek het net hierdie amazing vrede, want ek is okay met God. Dis soos 'n ouetjie wat skool toe gaan, en die ander ouens boelie hom. Maar hy het 'n groot broer. En ewe skielik sê die groot broer, moenie worry nie, ek gaan saam met jou stap. Hoe meer die groot broer saam te stap, hoe groter word sy vrede. Niemand raak hom. Hulle kyk eens vir daai broer van hulle, dan sê die broer vir hulle, as ek hoor een van julle raak aan my boetie, gaan ek sy tande uitmoker. Niemand gaan raak aan daai ouetjie nie, verstaan? Hoekom? Hy het iemand agter hom. Groot ou agter hom. Ernstige ou agter hom. Dat jy en daai ou, sy naam is Jesus. Hy het die duiwel verslaan. Hy is die Here van die Here. Hy is, Psalm 91 sê, Psalm 91, kom ons gaan soen toe. Hierdie is 'n wonderlike deel van meditasie, Psalm 91. En ek het al net daai eerste paar versies, jy kan net die eerste 2 versies, kan jy lank mediteer. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Die Allerhoogste daar, die woord wat gebruik word, is El Elyon, en dit beteken the Most High God. Die Almagtige is El Shaddai, beteken the All-Sufficient One, die een wat voorsien. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, dit is die hoog. Die Amerikaanse president het 'n ding op sy lesenaar wat sê, here stops the buck. Het is so 'n bordjie tradisioneel, here stops the buck. Okay, here stops the buck, you cannot get a higher office, maar daar is 'n higher office, El Elyon. Hy wat in die skuilplek van El Elyon sal vernag in die skaduwee van El Shaddai. Nou luister vers 2, ek sal tot die Here sê, en dis nou wat jy moet begin sê, hier is nou 'n lekker meditasieversie, my toevlug, my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Halleluja. Jy kan maar verskillende vertalings ook gaan lees. Jy weet, gaan kyk om, en begin dit net sê, my toevlug, my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. My toevlug, my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Mediteer dit word ingebou in jou gees in. Kom ons gaan na Jesaja 55 toe, ons nou by Jesaja 54, nou gaan ons na 55. As iemand vir my sê, man, ek weet nie hoe om te mediteer nie, sê ek vir my, jy lieg. Het jy al ooit geworry oor iets? Wie het nog nooit oor enigiets in sy lewe geworry nie? En dan gaan ons daarna vir jou moet verduidelik om te mediteer. Maar as jy al ooit oor enigiets geworry het in jou lewe, dan weet jy presies hoe jy moet mediteer. Jy het nou gemediteer op die duiwel se leuen. Meditasie op die duiwel se leuen noem ons worry. Dink, help jou niks nie. Wat net daai selfde meganisme, begin dit met die woord doen. Dink hom. Jesaja 55 vers 7. Laat die goddelose sy weg verlaat, en die kwaaddoener sy gedagtes. En laat hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees, tot ons God, want hy vergeef menigvuldiglik. So wat moet jy verlaat? As jy wil vooruitgaan in jou lewe, as jy vordering wil sien, in enige area van jou lewe, is daar sekere gedagtes wat jy sal moet verlaat. Wat moet jy met daai gedagtes doen? Daar op die straathoek, jy los sy hand en jy los hom net daar, en loop weg, jy verlaat hom. Jy moet jou eie gedagtes verlaat. Laat die goddelose die kwaaddoener sy gedagtes verlaat. Verlaat daai gedagte. Verlaat hom. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie.
Nou kan jy 'n ander gedagte kry, die plek van die gedagte wat jy verlaat het. Jy kry een van God se gedagtes. Sy woord is sy gedagtes. Amen. Sy gedagte sê, my God sal voorsien in al my behoeftes, na sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus. Amen. Dis 'n goeie gedagte. Dis 'n gedagte om te vat. Want soos die hemel hoor as dit die aarde, so is my wee, hoor as julle wee en my gedagtes is julle gedagte. So gedagtes aktiveer geeswette. Romeine 8 het ons geleer. Romeine 8 sê, daar is dan nog geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. En dan sê hy, 'n paar versies verder sê hy, die wat na die gees wandel, die wat na die vlees wandel, bedink die dinge van die vlees, en die wat na die gees wandel, bedink die dinge van die gees. So hy sê vir ons baie maklik, hoe wandel ek in die gees? Wat ek dink. Hoe wandel ek in die vlees? Wat ek dink. Maklik. Soos die reën en die sneeu van die hemel die neerdal, en daardie nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring. Hy maak hom voortbring. Hy maak hom voortbring. Jy kan jou gees maak voortbring, man. Jou gees is gemaak om voort te bring. Jy kan hom maak voortbring. Hoe? Deur die woord. Jou gees is grond, vrugbare grond vir die woord. Maak voortbring, uitsprei, saad gee aan die saaier, brood aan die eter. So sal my woord wees. Hoe? Dit maak die gees voortbring. So sal my woord wees uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Wat met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. Dis dieselfde as wat in Romeine 14 vers 17 staan. Die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid, vrede en vreugde in die Heilige Gees. Dis die volgorde. Met vreugde sal jy uittrek. Hoe het Paulus uit die tronk uitgekom in Filippi? Hoe die ouens skryf boeke, hy was 3 jaar in die tronk in Filippi. Nonsens. Hoe lank was hy in die tronk in Filippi? Wie weet hoe lank hy daar was? Ek weet nie presies hoe lank nie, maar dit was 'n paar uur gewees. Want hy was daai dag ingesit en dieselfde aand as hy uit. Hulle het hom geslaan, hom en Silas in die tronk gesit middernag. Toe sing hulle, en dan kom vreugde uit hulle gees uit, en daai tronk pop oop. Amen, dis krag. Dis krag. En met vrede gelei word. Jy sal nooit 'n fout maak in jou lewe, as jy leer om vir vrede te luister. Ons moet net aanhou oefen. Oefen om te luister vir die vrede in ons hart. As ons vrede het vir 'n ding, doen ons dit. As ons nie vrede het nie, wag ons. Oefen dit. Oefen om vrede te onderskei in jou gees. Die berge en heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek en al die bome van die veld hande klap. Die hele skepping wag vir jou. Die aarde wag vir jou. Amen. Jou oes wag vir jou geloof om op te daag. Jou oes is klaar reg, die Here het 'n groot oes vir jou. Wag net vir jou geloof om op te daag. Vir 'n doringboom sal 'n sipres opgaan. Kan jy sien die vloek word verplaas met die seën. Vir 'n distel 'n myrteboom. Dit sal vir die Here tot 'n naam, tot 'n ewige teken wat nie uitgeroei sal word. Halleluja. So kom ons lê aan onsself 'n sterk fondasie van geregtigheidsbewustheid. Ons praat op die oomblik daaroor, ons gaan ander praat daaroor. En die ding wat ek vir ons wil onderstreep vandag is mediteer. Mediteer die woord. Vat die woord oor geregtigheid. Vat 2 Korintiërs 5 vers 21 en leer hom en mediteer hom en spreek hom. Vat 1 Petrus 2 vers 24. Leer hom, mediteer hom, spreek hom. Vat Psalm 103 vers 1 tot 4. Spreek hom, leer hom. Jy hoef nie eens in jou kop te leer, dit kom van self, soos jy hom spreek. Onthou jy hom, jou gees onthou hom. Ek het baie gekroek in eksamens. Ek het uit my gees uit die antwoord gekry. As my kop nie die antwoord weet, dan kyk ek in my gees. Ja, ek het nie wete gebore sê ek het 'n onregverdige voordeel. Ek bid 'n bietjie in taal en dan kry ek die antwoord vir die ding. Amen. Halleluja. Jou gees ken die antwoord. Jou gees oefen. Jou gees sê jy verbaas. As jy hom oefen. Ek het begin werk as 'n dokter. Kom ek in 'n klein dorpie aan en daar's omtrent so 2000 mense wat nou in die dorp is en ek is die enigste dokter. En wat verwag die mense in so 'n dorpie? Jy moet hulle naam ken. En ek het hom begin met as ek na die ou sien, kyk ek na die leer, dan lees ek sy naam, weet ek het kan onthou. Maar dan kom jy in die supermark, nou steel jy 'n trolley. En dan hallo, dan check ek in my gees. En ek was gewoonlik reg gewees. Die keer dat ek verkeerd was, het hulle my reg gehelp. Maar ek was gewoonlik reg as ek in my gees check. Jou gees weet. Jou gees kan dinge doen. Leef uit die gees uit. Jy is 'n gees. Johannes 4 sê God is gees. En die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Amen.
Hemelse Vader, ons dankie vir u kosbare woord. Bid dat dit geseël word in ons harte, dat ons elkeen 'n doener hiervan sal wees. Dat ons 'n meditasie sal doen, soos ons nou gelees het, van die woord van geregtigheid. Dit sal inbou, sodat ons geen swakheid sal wys voor die vyand nie, maar dat ons in krag en in boldness sal staan in die gesag wat u vir ons gegee het, sodat die vyand vlug van ons in elke situasie. Ek dank u daarvoor, in Jesus naam. Amen.